Vertragings met die registrasie van sterftes is glo die rede vir foutievelike SASSA-uitbetalings en president Cyril Ramaphosa skryf in sy nuusbrief dat rasgroepe in Suid-Afrika nie geteken word nie. Goeiedag, dit is vandag die 24ste Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Sowat 75,000 oorlede Suid-Afrikaners ontvang maandelikse toelaag van SASSA, wat om en by 140 miljoen rand beloop. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het die foutievelike uitbetaling van maatskaplike toelaas aan begunstigdes wat oorlede is, toegeskryf aan vertragings by die registrasie van sterftes. SASSA se finansiële hoof, Tsakeriwa Chauke, sê dat SASSA tans 'n nuwe stelsel ontwikkel wat in April getoets sal word. Die stelsel sal glo betalings aan begunstigdes wat intussen dood is outomaties kanselleer deur data van die Departement van Binnelandse Sake te gebruik. SASSA se bedryfshoof vir toelaag, Brenton van Vrede, het verduidelik dat SASSA steeds van burgers afhanklik is om sterftes aan te meld, al is die agentskap se rekords met die van Binnelandse Sake gesinkroniseer. President Cyril Ramaphosa vra dat Suid-Afrikaners, soos hy dit stel, die narratief uitdaag dat hulle land 'n plek is waar mense van 'n sekere ras of kultuur vir vervolging geteken word. Hy het in sy weeklikse nuusbrief gevra dat Suid-Afrikaners die politiek van verdeeldheid wat in baie dele van die wêreld opduik, moet verwerp. Volgens Ramaphosa geniet alle burgers gelyke regte en vryhede, wat die staat verplig is om te handhaaf, te beskerm en te bevorder. Hy meen dit is elke Suid-Afrikaner se plig om die narratief te verander dat sekere rasgroepe in die land vervolg word. Hy het ook genoem dat die reg op vryheid van uitdrukking gewaarborg word, solank dit nie aanhitsing tot geweld of voorspraak vir rasse en ander haat insluit nie. Slegs 6 van die lugmag se meer as 300 militêre vliegtuie is tans lugwaardig. Volgens die nuusdiens News24 bestaan die lugwaardige militêre vloot tans uit 'n enkele Oryx nutshelikopter, 2 Gripen vegvliegtuie en 3 Hawk opleidingsvliegtuie. 'n Gebrek aan geld vir instandhouding word voorgehou as rede waarom 'n groot aantal vliegtuie, waarvan sommiges al vir langer as 'n dekade, nie lugwaardig is nie. Die weermag se woordvoerder, Siphiwe Dlamini, wou weens veiligheidsredes nie kommentaar op die beweringe lewer nie. Die syfers sluit nie die stand van 'n aantal stralers wat die lugmag vir BBP vervoer gebruik in nie. En Eskom het bevestig dat die Kusile kragsentrale se nommer 6 opwekkingseenheid vir die eerste keer 800 megawatt by die netwerk gevoeg het. Die eenheid sal oor die volgende 6 maande verdere toetsing ondergaan voordat dit amptelik by die netwerk geïntegreer en formeel deel van Eskom se opwekkingsvloot word. Met die eenheid in bedryf sal Kusile 4800 megawatt tot die nasionale netwerk bydra, sodra alle eenhede ten volle in werking is, wat dit Suid-Afrika se grootste infrastruktuurprojek maak. Kusile se sustersprojek, Medupi, se eenheid 4, behoort teen die einde van April 800 megawatt te lewer, na 'n langdurige onderbreking weens tegniese probleme. Dit aan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam gekyk het. Onthou om ons te gaan volg op ons sosiale media kanale om op hoogte te bly oor die jongste nuusgebeure. Ek is môre weer terug, so van my kant af. Totsiens.